U luister op die oomblik na Delf Steeds Dieper. Baie lekker om nou te kan verder gesels met Elizabeth Jordaan, wat met ons praat oor daai formidabele mens, naamlik Andrew Murray. Jiffie, Elizabeth, dit is dan wonderlik om te weet dat daar so 'n kragtige man van God as deel was van ons land se geestelike leierskap in die verlede, né? Ja, nee, absoluut. Ek dink ek wil net weer sê dat ons het baie invloedryke mense in die kerk gehad deur die bestaan van die Suid-Afrika soos ons hom nou ken, vandat die evangelie ook hier is. Ja. Andrew Murray was uitstaande omdat hy so lank in die leierskap van die kerk was en deel was van die predikante, wat sal my sê, die predikante mag in die land, want hy is gestuur met sy eerste pos in Bloemfontein toe hy 21. Baie predikante maak nie klaar met hulle studies as hulle 21 is nie, in ons dae nie. En baie van hulle tree ook af as hulle by 65 kom. En Andrew Murray het nie afgetree toe hy 65 is nie, hy het aangehou om baie produktief te werk en dinge in hierdie land te doen. So dit was eintlik vir my een van die maniere hoekom ons sê, hy was 'n uitstaande leier, en ook onthou, die kerk was nie so groot soos wat dit vandag is nie. En sy blootstelling in die land, sy grootwordjare daar in Graafrenet, en dan sy blootstelling aan die hele Vrystaat, die hele Transvaal, en dan die hele Wes-Kaap natuurlik, en Oos-Kaap, en ander dele van die land wat hy gedeurreis het. So dit is hoekom, as mens praat van iemand met invloed, dit is iemand wat naby kom. So mense het hom persoonlik geken, en hy het persoonlik met mense gepraat. Hy was nie net 'n spreker op die verhoog met groot groepe, en dan ken mense hom nie persoonlik nie. Maar Lizzie, hy het ook 'n persoonlike wandel gehad met die Almag, as dit nie daar was nie. En ek dink net sy wandel was so intens, dat, en dit is waarvan ek ook van hom wil leer. Hoe het hy dit reg gekry om so absoluut in afhanklikheid van ons Hemelse Vader te doen wat hy gedoen het? Nee. Want ek dink die groot ding is, daar in hulle tyd was daar geweldige skommelinge in die vestiging van Suid-Afrika. So sy eerste posisie was as leier onder die voortrekkers, predikant onder die voortrekkers in die Vrystaat en Transvaal. Toe word hy verplaas Woester toe, en daar breek die herlewing uit. En hy is aan die voorpunt van hierdie herlewing, en om dit verder te neem. En dan, hy het verstaan. Hy het dit verstaan, ja, en sy pa het gesmag na herlewing. Sy pa het altyd verslae oor die herlewings van die wêreld gelees. En ook verslae gelees wat sendelinge geskryf het van hulle werke in verskillende dele van die wêreld, het uiteindelik in Suid-Afrika deur die Murray-familie eers hier begin aankom. So hy het 'n wye blootstelling gehad, en omdat hy in Skotland gaan skool gegaan het, en in Utrecht in Nederland gaan studeer het, het hy kontakte in Nederland, en Duitsland, en Engeland, en Skotland, en Amerika gehad. So sy invloed het baie wyd gestrek. Maar wat jy nou gesê het, is sy pad met die Here. En hoe, ons het gepraat aan 'n dag oor sy nederigheid. Ja. Dit was nie net sy nederigheid nie, dit was sy leergierigheid. Hy het 'n begeerte gehad om die Here te behaag met alles wat hy doen. En net na die herlewing kom die liberale teologiese aanslag op die kerk. En hy is op die voorpunt, want hy is moderator. Hy kan dit nie ontsnap nie. Hy moet namens die kerk optree. So dit is wat in sy lewe gebeur het, wat hom hierdie man gemaak het. En dan natuurlik ook, hy het deur 2 oorloë in Suid-Afrika geleef. Die eerste en die tweede Anglo-Boereoorlog. En hulle is deurgegaan deur die voorbereidings, wat hulle mense sê, die opbou van die eerste Vryheidsoorlog in Europa, of die eerste Wêreldoorlog in Europa, was ook deel van die tyd wat Andrew Murray ingeleef het. So daar was al hierdie politieke skommelinge, nasionale skommelinge, daar was 'n klomp goed in die land van armoede,
en peste en pla, groot griep en ek weet nie wat so goed alles wat in ons land gebeur het nie. So hy was in die midde daarvan om sy gemeente eerstens en dan die land as 'n gemeente te bedien. En weet jy wat jy nou sê? Dit is alles terugslag, dit is alles uitdagings gewees. En kyk net hoe wil ons weghardloop van uitdagings en goed wat verkeerd loop, nee. En eintlik is dit wat Andrew Murray sterk gemaak het. Ja, en dan om by die Here in te gaan en hy het sy 2 groot openbaringe by die Here wat hy gekry het. Ja. Wat ons nou vandag weer oor gaan praat, is die geestelike lewe, jou dieper geestelike lewe en dan saam met dit jou gebedslewe. Dit was sy 2 groot openbaringe wat hy by die Here gekry het en dan saam met dit die noodsaaklikheid van sendingwerk. Dit was sy volgende en dan die noodsaaklikheid van Christen onderwys. So, maar vandag wil ek praat oor hierdie, ons het laas week gepraat oor die, dat hulle het hierdie predikante konferensies gehad daar in Koelsberg, en waar hy begin praat het oor hierdie geestelike lewe en wat hy genoem het, the joy of full pardon, dat as 'n mens as jy iets gedoen het teen die Here wat die Here bedroef het, en jy bely dit, dan herstel hy jou vreugde onmiddellik. En die ander predikante het mos gesê, nee man, dit is nou bietjie ver gesog, dit is 'n baie groot ideaal, maar nie hierdie kant van die graf nie. Regtig? Ja. Nee. So, maar iemand wat hom baie aangespoor het, wat ons ook gepraat het, was Dwight Moody en Ira Sansky, albei van Amerika, 2 Amerikaanse herlewingspredikers, en die evangelisasiedienste van hierdie predikers in Amerika en in Europa was een van die merkwaardigste godsdienstige bewegings van die 19de eeu. Hulle was 2 manne wat onbekend was, ongewapen met geloofsbriewe, betekende hulle het nie gestudeer nie, ernstig nie. So hulle het nie 'n graad gehad nie. Ja. Ongewapend met geloofsbriewe, onopgevoed in godsgeleerdheid, en tog besluit hulle om deur die krag van God se genade die evangelie wyd en sy te verkondig en mense tot 'n onmiddellike oorgawe aan Jesus Christus op te roep. Nie, vandag preek ons dan oor 'n maand, vra ek vir jou, hoor het jy nou die Here aangeneem nie? Nee, dis nou, die tyd is nou. Dit was nou Dwight Moody en wat was die ander man? Ira Sansky. Okay. I-R-A Sansky. Is dit 'n man? Ja, hy was ook 'n sanger, 'n gospelsanger. Okay. Hierdie 2 eenvoudige leuke predikers het werklik die hele wêreld in beroering gebring. Hulle het ontsaglike groot skares oral getrek, duisende bekeerlinge gekry, en die wat reeds met die Here gewandel het, versterk in hulle geloof, die kerk opgebou, en die vreemdste van alles, al die vooroordeel teenoor hulle as persone, en metodes van hulle werk het hulle oorwin. Hulle het steun verseker en die agting en vriendskap van manne gekry, wat so wyd van mekaar verskil, soos byvoorbeeld in daardie tyd, Dr. Robert Dale, Professor Henry Drummond, Graaf Kearns, Charles Spurgeon, Principal Fairbairn en die Graaf van Shaftesbury. Dis nou almal mense in Europa en in Amerika. Van hierdie ken ek net 2 name, en dis Henry Drummond en Charles Spurgeon, want ek het al van hulle goed geleer. Ja. So die wonderlike invloed van Moody se prediking was dat dit nie net beperk was tot die lande wat hy besoek het nie, maar hierdie beweging het die verre strande van die einde van die wêreld bereik. Wow. So die verhaal van wat God besig was om te doen in die stede van Brittanje en Amerika het vinnig na ander lande versprei en ook na Suid-Afrika waar nuwe verwagtinge opgewerk word. Dit lei tot nuwe toewyding en die kinders van God word dryf na nuwe voorbidding vir hulle land en kerk. En dit was baie opmerklik hoeveel stukke in die kerkbode verskyn in die jaar 1874 en daarop volgens met besonderhede van hierdie 2 predikers en 'n beskrywing van hulle byeenkomste, want mense wat nou gaan besoek aflê, kom terug en dan skryf hulle vir die kerkbode 'n brief. En die verbasende gevolge wat uit hierdie byeenkomste gevloei het.
Die predikante wat van Europese reise terugkom, vertel wat het hulle gesien en gehoor, en hulle vertellings bring 'n nuwe vuur en warmte in die Christelike gemoed in Suid-Afrika. So breek daar ontwakings uit in Swellendam, Montetjie, Kaapstad en Stellenbosch, en veral onder jong mense wat hulle self aan God oorgee. Sjoe. So die synode van 1876 bestee baie aandag en tyd aan die vraag van buitengewone dienste, op spesiale dienste, en stel 'n kommissie aan vir spesiale evangelisasie prediking om hierdie saak te hanteer. Die kommissie wend hulle na Andrew Murray en Servaas Hofmeyer van Montetjie. Dis die Andrew Murray se die herlewing in Wellington en in Montetjie was die grootste. Die kommissie sê hulle versoek hulle dringend om evangelisasie reise te onderneem en beweeg hulle kerkrade om hulle toestemming te gee om maande lank van hulle pastorale diens vry te stel. Genigtig. So hulle gemeentes is nou omgedop. Hulle moet nou 'n bietjie selfbeleid aangaan. Ja. Genigtig. Die saak was lank reeds op Andrew Murray se hart. Okay. En sy 7 weke toer in 1876 maak baie diep indruk op hom oor die moontlikheid dat die land gereed is vir hierdie evangelisasie. So hy skryf die volgende uit Carnarvon vir sy vrou. Hoe meer ek rondreis, hoe meer sien ek die groter behoefte van die kerk is evangelisasie. En alhoewel ek nie sien hoe ek Wellington kan opgee nie, sou ek graag wou skik vir 'n lang afwesigheid. Dit is vir my verskriklik om mense in donkerheid en onbeslisheid te laat voortgaan, terwyl hulle so gretig is om gehelp te word. En nog 'n paar dae later skryf hy uit Meyringspoort, dat hy baie dink aan God se woorde, laat my volk trek, of laat my volk gaan. Hy sê daar is soveel mense wat gereed is om Christus te ontmoet, maar hulle het nie die nodige kennis nie en ook nie die hulp om daar by hom uit te kom nie. Mense praat dit nie. As iemand 'n goddelike geesdrif het, die warmte van geloof en liefde besit, dan kom hulle maklik in die Here se kudde in. Hy sê ek het my lewe weer eens op die altaar gelê, my opnuut toegewy om die groot hoëpriester te dien, wat my as 'n behaaglike en aangename offer aan die Vader aanbied. Wag, stop 'n bietjie daar. Wat in praktyk? Wat dink jy het met hom gebeur dat hy sulke woorde praat? Het hy sy eie belange en alles net neergesit? Ek dink hy het gesien hy is baie suksesvol in Wellington. Maar dit wat hy in die land gesien het baie swaarder op sy hart gedruk. En hy was bereid om dit wat hy in Wellington gehad het, op te gee. Okay. En dan dit wat hy sê, dat die hoëpriester, hy wy hom toe aan die groot hoëpriester, wat hom as 'n offer aan die Vader aanbied. Is dit nie wonderlik nie? Andrew Murray bied hom nie self as die offer aan nie. Hy gee homself vir Jesus, en Jesus gee hom as offer vir die Vader. Wow. En dan sê hy So die ek het verdwyn. ja, Heeltemal verdwyn. ja. Hy voel nie eers nee, ek hoor jou wat dit Ja, is en absoluut kosbaar. hy sê die behoefte om met siele te werk en met die vuur en die vreugde van 'n lewende geloof by hulle te ontlok, dit rus swaar op my. Ek weet nie of ek die werk sal kan doen nie. Sal die Here my toelaat om nog meer arbeiders op te lei, vra hy? En so wat hy nou doen, hulle berei nou voor vir die eerste evangelisasietoer in 1879 en Andrew Murray skryf aan die leraars en lidmate van die kerk, waarin hy die rede vir hierdie spesiale evangelisasie goed uiteensit. En hierdie brief verskyn ook in die kerkbode. So wat mens kan sien is Andrew Murray hy snap die omvang van hierdie opdrag wat hy en hierdie Dominee Servaas Hofmeyer kry. Julle gaan bied evangelisasie in die land aan. Nou moet jy weet, daai tyd het hulle nie met motors gery nie. Natuurlik. Daar was ook nog nie treine nie. Ja. So hulle het met 'n perdekar gery. Wow. En dit het weke gevat om in die diep binneland in te kom.
Dit was nie oornag nie en hulle moes langs die pad slaap of hulle moes by boere op die plase gaan slaap en dit was glad nie so eenvoudig om te dink hulle brei nou voor vir hierdie nie. En dan wat hulle ook gedoen het, hulle het van hulle gemeentelede genooi, van die ouderlinge of die jakens of jong mense en selfs vrouens, kom saam met ons op hierdie toer. En dan het hulle as 'n geselskap rondgery. En ek dink, dit is wat vir my kosbaar is, dat 'n mens, enige iemand wat 'n rondrijdende, wat noem mens 'n itinerant bediening het, dat jy nie op jou eie alleen moet gaan nie. Daar moet 'n groepie wees, dat dit nie net jy is wat dit doen nie. En ek dink wat Andrew Murray gesien het, is hoe die beplanning van so 'n ding moet werk. Ja. Die vooruitbeplanning van evangelisasiedienste, want hy het gaan sien in Engeland, hoe het Dwight Moody hulle spesiale dienste voorberei. Okay. So, en hy het 'n hele, sal mens sê, 'n aanbieding gedoen aan die kerk en leraars om te sê, dit is wat moet gebeur. En ek dink ook, al die ure wat hulle op die perdekar gesit het, was bidtyd. Ja, absoluut. Absoluut. Nee. So, hulle het baie tyd in gebed spandeer, en hulle het ook met mekaar gepraat, en daai ding wat jy sê, jy bou mekaar op, as jy oor die Here praat. As jy oor Jesus praat, dan is daar iets wat gebeur met mense se harte. Jou hart raak warm, want die fokus is mos altyd op die seun. Ja. So, as jy oor hom praat, dan is dit 'n ding wat hulle kom opgebou en vol vuur by 'n dorp aan, om dan nou die evangelie daar te verkondig. Maar die ander ding wat vir my uitstaan is dat die kerk het sy gewone preke, maar dit wat ontbreek is hierdie oproep tot mense van nou moet jy die besluit neem. Die appel. Ja, en ek onthou Andrew Murray in sy een van sy boeke wat in die versamelde werke voorkom, die geloofslewe. Hy begin die boek is met so dis 3 klein boekies in hierdie saamgestelde boek. Die eerste ene is waarom glo jy nie? Dan praat hy met ongelowiges in daai boekie. Okay. Om hulle verskonings nou te hanteer. Okay. En dan praat hy, die tweede boekie praat hy met kerkmense. En dan vra hy vir hulle, hoekom glo julle nie? So, hy het 'n manier gehad om 'n ding aan te pak, en dit sal goed wees as 'n mens dit weer 'n keer kan lees en sê, maar kom ons pak dit ook so aan, en ons vra vir mense, hoekom wil jy nie glo nie? Want daar's altyd een of ander hindernis. En dit was wat Andrew Murray, hulle het dit probeer identifiseer, en dan ek onthou 'n keer het hy in 'n trein gery, en daar's 'n dominee waar hulle hierdie evangelisasiedienste gehad het, 'n jaar gelede. En hy vra vir hom, hoe gaan dit nou broer met die gemeente? En hy sê, ag, dit gaan nie goed nie, weet, baie mense het nou teruggeval en so. En Andrew Murray vra vir hom, nou wat preek jy? Hy sê, ek preek die evangelie. Hy sê vir hom, wat 'n evangelie preek jy? Jy weet, daar's 2. Die een preek jy voor iemand tot redding kom, en die ander een preek jy nadat hulle tot redding gekom het. Kan jy glo? En die dominee sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Weet nie, wat bedoel jy daarmee nie? Hy sê, met die een lei jy iemand tot bekering, die ander een lei jy iemand in 'n dieper wandel met die Here in. En dit was vir my so kosbaar, as Andrew Murray dit skryf in hierdie boek oor die geloofslewe. Wow. Elisabeth, kom ons maak eers musiek. Hierdie keer is dit Nadine Blom. En jy het nou gepraat van Andrew Murray in Meyringspoort. Hoe goed ken ek nie van Meyringspoort nie. En die lied wat Nadine Blom sing is Kyk op na die berge. So as jy Meyringspoort ken, kom ons kyk in ons gees op, nie net na ons Vader nie, maar ook sommer na die lieflike Meyringspoort. Buffelspoort, Meyringspoort, ons is vanmôre vol poorte. En hier sit ek, Estie Geldenhuys, delf steeds dieper, my gas in die ateljee Elisabeth Jordaan, en Elisabeth is besig met 'n ander poort,
die poort wat Andrew Murray kom oopleef het vir ons na die hemel toe. Nee, Lizzie. Ja, hy was definitief 'n rigtingwyser. Ja. En ek dink ons kan maar, soos Paulus het gesê, volg my soos ek Jesus volg. Mens kan maar gerus Andrew Murray volg soos hy Jesus gevolg het. Amen. En hierdie ding wat hy nou hier het van die spesiale dienste, toe ek dit deurwerk, toe begeer ek dit so, om net weer kon sit en luister. om net weer so 'n reeks te hoor van iemand wat toe ek tot bekering gekom het, was dit dominee Mike Smits, wat deur die land gereis het, en dit was Jeug vir Christus. Dis dit. En daar was 'n spesiale reeks in Kroonstad in die moedergemeente wat ek bygewoon het. Wow. So dit was so kosbaar. Ek begeer weer dat daar weer sulke goed in die land sal wees. Ernstige woordprediking vir jong mense. Ja. So Andrew Murray beklemtoon dat hierdie spesiale dienste is nie 'n nuwe evangelie nie. Dis die ou bekende evangelie van groot blydskap wat steeds nuut is. So hy sê ons sonder 'n bepaalde tyd hiervoor af om alleenlik die boodskap van bekering en geloof te preek en daarop aan te dring op die onmiddellike aanneming van Jesus Christus as verlosser. Van uitstel kom afstel. 'n Werk wat moeilik of onaangenaam is, word altyd maklik uitgestel. Daar moet 'n vaste tyd wees om hierdie besluit te neem. God se woord dring daarop aan dat dit vandag is. Nou. Die doel van spesiale dienste is niks anders nie as om die nou van God met volle nadruk aan sondaars te bring. Leraars moet gewoonlik hulle preke afwissel, maar wanneer mense hoor dat hierdie boodskap met besondere klem en krag gepreek gaan word, en wanneer gelowiges in 'n gemeente tyd neem om in gebed saam te werk, wanneer ander leraars van buurgemeentes oorkom om in eenheid saam met hierdie gemeente te staan vir die prediking, en wanneer hierdie reeks toegewy word met een doel, mense moet tot bekering kom, dan gebruik God die genade van hierdie spesifieke spesiale tyd om die onbekeerdes te oortuig. Dis nou tyd om hulle te bekeer. So dit was asof Andrew Murray, weet jy, ons het baie gepraat oor die sanctification of time. Ja. Die heiliging van tyd, en dis wat hulle doen. Hulle het 'n spesifieke, sê 'n week, afgesonder en dit aan die Here toegewy as 'n heilige tyd vir verlossing. Maar wat jy nou alles gesê het nou net, klink vir my soos 'n spanpoging. Ja, absoluut. Hy gaan nou verder. Hy sê die aanhoudende is 'n kenmerk van spesiale dienste. Gewoonlik moet 'n leraar sy Sondagpreke afwissel, en dan in die week wat volg op sy preek is daar 'n bietjie verstrooiing, en voor die volgende Sondag het die indrukke van die vorige een klaar verdwyn. So, maar wanneer jy agtereenvolgende reeks dienste het, kan jy die spreekwoord toepas. Smeer die yster terwyl hy warm is. En van een stap tot die volgende begelei jy 'n sondaar, want hy het altyd baie wegkruipplekkies. As hy op 'n Sondag iets besluit, dan verander hy sy besluit gedurende die week. By die spesiale dienste kan mense die een na die ander gedagte neem, en deur die aanhoudende herhaling van die roepstem een dag na die ander tot bekering geloof, word die mens op 'n punt gebring waar hy moet besluit wat gaan hy nou doen. Hy kan nou nie gaan wegkruip en sê vanaand kuier ek bietjie saam met my pelle nie. So dan is dit so. Hy sê, en saam met dit is daar die invloed van die gemeenskap. Dit is vir die gemeenskap ook 'n tyd van groot waarde. Dit is eie aan ons natuur dat wanneer ek saam met ander mense iets doen, dan doen ek dit makliker as wanneer ek dit alleen doen. As ek weet dat ander mense bekommerd is oor hulle siele, dan word ek ook bekommerd oor my siel. Dit steek aan. Ja, as die mense wat verlossing begeer, weet dat God se kinders op 'n besondere manier vir hulle bid, dan gee hulle dit moed om hulle sondes te bely en Jesus wil soek en vertrou. Leraars en gelowiges is nie altyd uitsluitlik met ongelowiges onbekeerdes te doen nie.
Daar's ander werk in 'n gemeente wat ook gedoen moet word, sê hy. Maar hierdie spesiale tye bind ons saam tot een doel, anders word dit nie gedoen nie. Ons wek mekaar op tot moed en ywer en God gebruik dit om die onbedagsame tot nadenke en die verlangendes na verlossing tot 'n diepe erns met Jesus te bring. Wow. Dan sê hy persoonlike omgang in sulke tye veral van groot waarde. Die prediking is eenvoudiger en duideliker as gewoonlik. Mense reël samekomste na die prediking vir persoonlike werk. Leraars en gelowiges bly agter om die belangstellendes wat nou sê ek stel belang om Jesus aan te neem, persoonlik te ontmoet. Dis nou die Andrew Murray se persoonlike kontak. Hulle hoor wat is die hindernis in hulle lewens, hulle moedig hulle aan, maak nou 'n beslissende stap. Dan vat hulle die woord van die Here en hulle maak dit op daardie persoon persoonlik van toepassing. Daai woord wat daai aand of die dag gepreek is. In sulke tye het die gelowiges meer moed om huis toe te gaan en met mekaar te praat en persoonlik te gaan getuig wat het Jesus vir hulle gedoen. So al die kragte van 'n gemeente word saamgespan om mense tot by 'n geloofsbesluit te bring. Genus. So dit is glad nie 'n eenman saak nie. Ja. Dis 'n absolute gemeenskapspoging. En hy sê hierdie wat hy nou opgenoem het, is nog alles wat mense doen. Maar kom ons kyk wat nou nodig is van God se kant. Okay. En om hierdie seën te bring. Hy sê die eerste, baie hang af van voorbereiding. Nie alle gemeentes is gereed vir so 'n spesiale diens nie. Daar's gemeentes waar mense deur langdurige en ernstige prediking geleer is dat hulle moet erken dat hulle verlore is. En dan in daai gemeentes bely mense dat hulle verlang om gered te word. Daar's kinders en jong mense wat deur godsdienstopvoeding die waarheid van die evangelie verstaan en sê, maar ek moet nog bekeer word. Op sulke plekke het mense regtig voorbereide harte. Maar God se kinders, die gewone lidmate, moet hulle ook voorberei. Die leraar en die gelowiges in die gemeente moet bekommerd wees oor die toestand van onbekeerdes. En hulle met God daaroor praat. Hulle moet hom in persoonlike gebed nader en gesamentlike gebed om vir hom te vra wat kan gedoen word om die siele na hom te bring. Dit is 'n seker teken in 'n gemeente dat God sy seën gaan uitstort. Wow. Dan hang baie af van die gemeenskap en die samewerking van die gelowiges. Die gelowige moet, wat nou al klaar daar is, moet bely hoeveel skuld het hulle daaraan dat hulle mense in die onbekeerde toestand los. Want mense leef in die gemeente in daai toestand. Was hulle belydenis maar bietjie duideliker, vroliker of vuriger, was hulle wandel heiliger, meer nederig en meer liefdevol, was hulle toewyding om vir Jesus en die redding van siele onverdeeld te bid, dan was daar baie meer mense al bekeerd in daai dorp. So hy sê, die gelowiges moet bely dat hulle het skuld daaraan. As hulle dit bely, dan moet hulle aan die Here verbind, hulle gaan meer van hom praat. Met ander woorde, dit sit 'n verantwoordelikheid ook op die ouens wat daar sit in die woorde hoor. Ja. En dan moet hulle in hierdie tyd wat nou die prediking is, moet hulle uitgaan en met mense praat en hulle moet glo dat die Heilige Gees sy krag aan hulle beloof en hulle gereed maak om in geloof te werk. So hy sê die evangelisasie word te veel net aan leraars oorgelaat. Daar is iets aansteekliks en ywer en erns van gemeentelede. As die onbekeerdes dit sien, dat God se mense oor hulle begaan is, dan het hulle hoop en moed dat hulle gered kan word. En dan hang alles van God se gees af en die geloof waarmee sy krag afgesmeek en verwag word. Al die gelowiges in 'n gemeente moet sê, broers en susters, bid gelowig, die werk is groot. Hef julle harte op om God se mag te vertrou. Hy sit op die troon van krag. Smeek hom dat hy ons met krag vervul deur sy gees en roep hom om sy belofte te vervul. Ek sal die trooster stuur en as hy gekom het,
sal hy die wêreld oortuig. Pleit sy belofte, ek sal my gees oorvloedig uitstort. Dink aan sy wondere van oud. Sê, ontwaak sterk arm van die Here soos in die verlede, soos in die geslagte van ouds. Praat met mekaar oor sy wonderwerke, aan Israel en aan sy gemeentes van Pinksterdag af. Wek in mekaar op 'n groot verwagting en hou aan om in die geheim en die verborgene en gesamentlik te bid. Roep en wees nie stil nie en kyk of hy nie die vensters van die hemel oopmaak en sy seën afgiet nie. Broeders, God is magtig om te doen ver bo wat ons bid of dink. Kom, ons verwag hom. Ek is die Here julle God wat julle uitgelei het Egipte. Maak jou mond wyd oop en ek sal dit vul. So, dis nou sy voorbereiding aan die gemeentes. Sjoe. So sy reis neem 2 maande. Hy word gesel van 2 ander lede-predikers, lidmate van sy gemeente. Hulle besoek die volgende gemeentes in daai 2 maande. Maritzburg, Hannover, Philipstown, Koelsberg, Philippolis, Edinburg, Betuli, Steynsburg, Middelburg, Adelaide en Graafrenet. Dis wyd. Dit is wat. Hy sê Edinburg was die moeilikste. Daar was baie hindernisse. Mense het gedink nee, hulle kan nie tot bekering kom nie. So hy het net gesê daar was 'n klomp goed en terwyl hulle ry, kom ander predikante en sluit by hulle geselskap aan. Dominee Jan Hofmeyer en sy vrou, Dominee Du Plessis, Dominee Vore, Dominee Roos en sy eggenote en Dominee de Villiers van Tarkastad. En hulle besluit saam ons moet 'n predikantekonferensie ook hou in hierdie ver afgeleë lande. Ons kan nie net die Boland kan nie alleenig net dit hê nie. Ja. Die geestelike gevolge van hierdie 2 maande reeks dienste was groot en blywend. Wow. Veral onder kinders en jong mense. Jong seuns en meisies het selfs die bidure begin bywoon en met groot erns gebid. Ons kan waarlik sê, die Here het groot dinge gedoen. Ja. Dit is absoluut wonderlik. En dit was, wat was die jaartal? 1879. 1879. Ja. Genigtig. Meer as 100 jaar terug. Mag ons Vader gee dat ons land weer so iets sal beleef, né? Ja. Nee, dit is my gebed dat die Here weer predikers, leuke predikers, oprig. Seuns en meisies van skoolouderdom sê, dis wat ek wil hê jy met jou lewe doen. Elizabeth, baie dankie. Dis wonderlik wat jy vir ons leer van Andrew Murray. En kan jy glo, ons sluit nou hierdie program af met Johan Els wat vir ons sing, helder skyn die lig vir die nasies. Mag dit waaragtig weer in Suid-Afrika die geval wees. Baie dankie. Jy sit sulke geweldige voorbereiding in. Ek waardeer jou. En dit is heerlik om van Andrew Murray uit jou mond uit te leer. So daarmee groet ek dan nou ook vir vandag. Kom ons groet met Johan Els, helder skyn die lig van Christus vir die nasies. Tot 'n volgende keer, mooi loop.